Môre julle kuier vanoggend weer hier saam met my Lisel van Sail tussen koffie en genade. En ons gaan vir die volgende 2 ure weer lekker saam kuier. So ons is bietjie besig om te praat oor om in jou gesondheid te belê. En laasweek het ons 'n bietjie gepraat oor hoe om in jou geestelike lewe te belê, want ons is gees, siel en liggaam en ons moet elke element van ons lewe, gees, siel en liggaam, moet ons in die eerste plek opoffer vir die Here en vir die Here se Here. U is die heerser oor my gees, my siel en my liggaam. So, ons gaan 'n bietjie die volgende paar weke stil staan en praat oor uitbranding en hoe om jou geestelik en fisies en liggaamlik jouself te help dat jy by genesing kan uitkom en dat jy ook in 'n plek kan wees waar jy optimaal kan lewe om dit wat die Here vir jou gegee het, om dit uit te lewe. So vandag gaan ons 'n bietjie praat oor jou liggaamlike fasiliteite en ons gaan 'n bietjie praat oor gesonde eetgewoontes. Want dit is so belangrik, as jy nie na jou gesondheid gaan kyk nie, het dit 'n invloed. Soos ek gesê het, gaan dit geestelike invloed hê in jou lewe, emosioneel. En byvoorbeeld, sien nou jy eet te veel suiker, dan kan jy mislik voel en jy kan geïrriteerd voel en dan is dit vir jou regtig moeiliker om deur die gees gelei te voel want jy voel nie so lekker emosioneel nie en suikervlakke het so 'n groot invloed op ons emosionele welstand ook. En daarom is dit so belangrik ook hoewel ons moet kies om die leiding van die Here te volg in alles wat ons doen, is dit net so belangrik om goddelike beginsels te volg in mens se lewe. En hierdie is 'n aspek wat partymal baie keer oorgesien word, want baie keer is mense so ingestel om geestelik sterk te wees en geestelik te groei, maar dan skeep ons partymal ons liggaam af. En dit is ook die ding wat ons moet besef. Dit is jou verantwoordelikheid, direk jou verantwoordelikheid, wat jy toelaat, wat jy in jou mond gaan sit. Net soos dat dit ons verantwoordelikheid is om in gehoorsaamheid te wandel van God se woord. So kom ons lees nou sommer uit die woord uit wat vir ons spesifiek hierdie so mooi in konteks sit. En dis 1 Korintiërs 6 vanaf vers 19 en 20 wat ek vir ons gaan lees. Do you not know that your bodies is a temple of the Holy Spirit who lives within you, whom you have received as a gift from God? You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness and paid for, made his own. So then, honor God and bring glory to him in your body. En dis hoekom dit so belangrik is ook om na jou liggaam te kyk, want dit is juis uit dit uit wat jy dan baie meer produktief gaan wees. As jy na jou gesondheid kyk, soos ek sê, om dan geestelik by te dra vir dit wat die Here vir jou in stoor het. Kom ons vat so vinnige breek, maak gou vir jou koppie koffie en dan gaan ons 'n bietjie praat oor gesonde eetgewoontes. Welkom terug, ons kuier lekker, jy kuier hier saam met Lisel van Sail en ons praat 'n bietjie vanoggend oor gesonde eetgewoontes. 'n Gesonde leefstyl is seker een van die belangrikste boublokke as dit kom by genesing en veral as ons praat oor uitbranding. Baie keer is dit juis swak eetgewoontes wat die oorsaak is van ons uitbranding en ons moegheid. Die geheim is om jou liggaam te leer ken en saam met dit in 'n gebalanseerde leefstyl te vloei. Die kos wat ons in ons mond sit, is letterlik jou keuse en jou verantwoordelikheid. Dit is letterlik die life source van jou bestaan. Of dit voed jou, of dit breek jou af. Alles wat jy eet en drink, moet jy vir jouself vra. Is dit wat ek nou eet, of is dit wat ek nou drink, is dit besig om my op te bou? Of is ek besig om intentioneel my liggaam af te breek? Die Here het vir ons die mees amazingste kos gemaak om te eet. En dit is hoekom dit so belangrik is om hierdie balans te kry.
Geen wonder dat dit een van die grootste uitdagings is in vandag se lewe nie. Want as jy nie gesond is nie, gaan jy nie kan wees en word wie jy werklik moet wees nie. So kom ons praat 'n bietjie oor obesity en die studies agter dit. Hulle het gaan studies doen en dit is wat die navorsing vir ons wys. Okay, so hulle het die verskillende lande gevat en ek het nou maar net 2 lande wat ek nou hier uitwys. En in die eerste een is dit Amerika. Amerika is 10de in die wêreld as dit kom by obesity, waar dit 41% is van mense wat obese is in Amerika. In Suid-Afrika is ons eintlik nogal laag. Ons is hier by 131ste land met 14%. So ek moet nogal sê, Suid-Afrikaners lyk vir my is nogal gesond. En dan het die World Health Organization ook 'n bietjie studies gaan doen. En hulle het gesê dat dit nou al verdubbel het vanaf 1990 het obesity verdubbel met volwasse mense en tot 3-dubbel met tieners. So dit wys al klaar hier's 'n korrelasie met tieners, eetverstorings of obesity en ook met emosionele dingetjies wat ons nou 'n bietjie meer gaan oor praat. En dan sê hulle ook verder tussen 2010 en 2022 het volwasse mense in die Afrika lande, dit is nou seker die kontinent van Afrika, het dit van 8% na 12% vermeerder. Ek moet sê, ons was so 'n paar jaar terug in Amerika en dit was vir my nogal verstommend toe ons by Disney World kom. Hoeveel mense het hierdie karretjies rondgery het, wat oorgewig was, wat nie kon loop nie. Dit was vir my regtig nogal skrikwekkend om dit te sien. En dan besef jy actually hoe die wêreld ook hulle siening oor kos en die verhouding met kos, wat 'n groot invloed dit het in vandag se lewe. Want in vandag se lewe wil ons alles kits hê, ons wil dit maklik hê, dit moet so gebeur, ons het nie meer tyd om ure en ure soos ons oumas in die kombuis gesit en gekook het. Ek meen, ek het van die plaas af gekom en ek was gewoond aan Anna wat vir ons kos gemaak het en Anna het die amazingste kos gemaak en jy het nogal redelike gebalanseerde ete elke dag van jou lewe gehad. En omdat ons van die plaas af was, het ons natuurlik gereeld vleis geëet, so ons was regtig bederf met dit. En as ek nou moet dink dat ek nou vir daai 2 of 3 ure moet staan en kos maak soos Anna kos gemaak het, ons het nie meer noodwendig daai tyd nie. Ons lewe is so besig. So ons doen kitskosse. Dit is aanlyn. Jy bel sommer Mr. mag seker jy naam sê nie, en dan kom hy daar aan met sy pakkies en al die kettingwinkels wat jy so vinnig net vir jou ietsie kan bestel. En hulle lewer dit sommer by jou huis af. En dan praat ons nie eers oor kospryse wat opgegaan het nie. En ongelukkig is dit so, gewoonlik is die meer gesonder kosse, gewoonlik duurder en die kitskosse en die junk food is bytelmal goedkoper. So, mense is te besig om te dink, wat moet ek waar nou doen? So hulle vat net die eerste ding en hulle hardloop gou na die koffie onder en eet sommer 'n croissant en 'n koffie. En dan by dit is daar ook baie mites wat ons geleer het as dit kom by eetgewoontes. En as jy nie jou navorsing gaan doen en jy gaan intentioneel soek, okay, wat is die waarheid, wat is goed vir my en wat is sleg vir my nie, kan jy dan sekere eetgewoontes aanleer en jy dink regtig jy lewe gesond, maar eintlik is jy besig om baie ongesond te eet. Soos byvoorbeeld as ons net kyk na die piramides wat hulle vir ons geleer het van die voedselketting. As ons regtig die navorsing agter dit gaan doen, en ek wil nou nie baie polities raak hier nie, maar dit was letterlik 'n sales gimmick, of dit was letterlik om geld te maak, waar hulle gesê het, jy moet graankosse eet, en jy moet hoë koolhidraatkosse eet, wat glad nie eintlik die waarheid is nie. Behalwe as jy nou seker 'n marathon atleet is, dan het jy nou seker nou baie pastas en kos nodig, maar dis nie eintlik so goed vir jou om so baie Kaaps te eet nie. En nou vandag word, ek weet nie of hulle dit nog steeds vir die mense leer nie, maar dit is regtig nie 'n gesonde leefstyl as jy dit so handhaaf nie. Hoë proteïene is verseker 'n beter opsie, mos al 'n bietjie nou daaroor praat. Nou praat ek nie eers van gaskoeldranke nie. O nee, ek drink sugar-free of energy drankies wat dink nou, dit gaan vir my energie gee, maar mens besef nie hoe gevaarlik hierdie middels is, en eintlik is daar sekere goed in wat baie toxic is vir ons liggame.
En dan sê dit nogal sugar-free van hierdie produkte en dan is dit nie noodwendig sugar-free of veilig nie, of gesond eers nie. So dit is elke een se verantwoordelikheid om self navorsing te doen, om agter te kom, wat is goed vir my en wat is sleg vir my. En hierdie is prakties wat ons ook moet doen as mens kyk na jou liggame. 'n Ander ding wat nogal vir my opvallend was, is toe ons ook so 'n paar jaar terug Europa toe was dit vir my opvallend, veral in Londen en in Engeland, waar jy ontbyt was alles net chocolates. Dit was, jene, hierdie mense lewe lekker. Chocolate pap, chocolate brood, chocolate, jy eet die alles het chocolate in. Chocolate croissants. Ek weet, waar jy kom, was dit 'n chocolate ontbyt, dan sit soos in hemel. Dit is nou hemels hierso. Maar aan die ander kant, dit is glad nie gesond nie, want as jy nou groot geword het, maar luister, in die oggend het ons nou chocolate pap geëet nou byvoorbeeld, en dit was nou my ontbyt vir die oggend. Besef mens nie eintlik hoeveel suikers en ongesonde middels daarin is nie, en perseveermiddels, en dan dink mens, nee, maar dit sê dit het nou Vitamiin A's en B's en al hierdie in. En dan in die middag, dan eet ons nou pies en burgers en pizzas, en in die aand dan jy nou 'n hele bord kos, en dan nog pudding, nê? En onthou, jy moet al jou kos opeet, voordat jy kan pudding kry. Al hierdie was vir ons aangeleer, en is nie noodwendig gesonde lewenstyl en eetstyl nie. Mens kan nie so lewe die res van jou lewe nie, dit gaan verseker 'n impak hê in jou lewe. Dan by dit was dit ook, nou kom jy van die skool af, 'n maatjie was lelik met jou, jy was ontstel oor iets, 'n juffrou het op jou geskree, en dan sê mamma, ag nee, weet jy wat, kom ons gaan eet bietjie roomys, of kom ons gaan bietjie, ek gaan vir jou donut koop, en dan gaan jy sommer beter voel, en dadelik word mens dan gekonnekteer van, as ek nie lekker voel nie, eet ek ietsie lekkers, en dan voel ek nou lekker. So emosionele wanbalans en eetgewoontes loop hand aan hand. En die is al 'n jare stryd, veral by vrouens en oor emosies en hormoonwanbalanse, want baie keer met hormone kry mens verseker krywings, dink maar net aan 'n swanger vrou. En dit is juis hier waar ons moet gaan stil staan en sê, Here, leer my weer die regte beeld en wys vir my die regte verhouding tussen my en kos. Julle, hierdie is elke tweede mens sit met hierdie probleem wat nie 'n gesonde, of hulle is aan die een kant wat hulle omtrent niks wil eet nie, of hulle is aan die ander kant wat hulle weer alles wil eet. Ons moet daai balans kry. Want in die eerste plek, as ons sekere emosionele goedjies in ons lewe ervaar het, en daar's dinge wat met jou gebeur het in jou kinderlewe, en jy het dit nie reg geprosesseer, en jy het nie deur hierdie goed gewerk nie, dan gaan ons 'n verwronge beeld kry van versekerde goed in ons lewe. En baie keer is dit ook 'n verwronge beeld oor my skoonheid en wie is ek, en wanneer ons nie deur seer werk en ons vat dit na God die Vader en ons kry by hom die waarheid, dan word daai seer 'n leen vir ons in ons lewe. En dit is al vir my so hartseer hoe ek al hoeveel vrouens, as jy net kyk na van hierdie reality shows, van hierdie vrouens wat aanhoudend in hulle self sny en probeer verander en plastiek surgery doen, net om, hulle voel hulle is lelik, maar eintlik, nog voor sy al hierdie operasies gedoen het, was sy klaar beeldskoon, dan dink ek, wat? Soveel vrouens sal wat wil gee om soos daai vrou te lyk voor die operasies, en dan is dit is of hulle letterlik nie hulle eie skoonheid kan sien nie. Ek onthou op 'n stadium ook, was daar 'n meisie op Oprah, sy was regtig mooi, en hier kom sy en sy sê, sy kan nie vir haarself in die spieël kyk nie, want sy sien hierdie monster. En hoe ongelukkig is dit in mense lewe, dat mens partymal nie die mooi kan sien vir wie hy is nie, en net een kan daai vir mens verdraai, en wie is hy? Dis ons vyand. Dis die duiwel wat kom steel, slag en verwoes, en hy wil jou beeld kom distort. Kyk, as daar 'n een ding is wat die duiwel haat, is dit die skoonheid in die vrou, en hy wil dit heeltemal kom verdraai, hy wil dit kom vernietig, want ons is letterlik vir hom 'n bedreiging, want skoonheid, en baie keer as mens praat van skoonheid, dat mens dadelik hierdie idee van mevrou wêreld, en jy het hierdie mooi lyf, en jy het hierdie perfekte krulhare,
alles is net mooi en dis nie noodwendig wat skoonheid. Skoonheid is net wanneer jy okay is in jou vel en jy weet presies wie jy is. Ek weet nie of julle daai storie gekyk het, Anne with a E, en hierdie meisie met hierdie rooi hare met hierdie sproete en sy is eintlik beeldskoon, want sy het haarself ontdek en sy was net gemaklik en sy het aanvaar wie sy as mens is en partymal is dit net daai ding wat mens moet net besef is met my sproete, met my rooi hare, met my wat ook al wat vir my dalk lelik is vir iemand anders te beeldskoon. Ek dink actually dis vir my die mooiste as 'n vrou natuurlike rooi hare het. Ek het op 'n stadium hare probeer rooi kleur en ek het glad nie goed gelyk nie. En dan besef jy net partymal is jy so te ontevrede met wat jy het. Jy kan nie eers sien wat jy self het nie. En dit is wanneer ons op hierdie vernietigende pad loop. En baie keer is eetverstorings deel van hierdie pad wat ons loop. Dit kan met 'n klein dingetjie begin, soos 'n ouetjie wat net vir jou gesê het, "Joes nie, maar wanneer laas het jy in die spieël gekyk?" of ietsie gesê het soos, "Luister, raak jou klere net kleiner of koop jy dalk jou klere te klein?" En dan of wat hulle eintlik nou vir jou probeer sê is dat jy 'n bietjie vet is. Of dit kan wees dat jou ma en jou pa die hele tyd vir jou gesê het, hierdie vet mense is so lelik en hulle praat die hele tyd afbreekend oor mense wat groter is. En dan begin mense beeld kry van, ek moet net nie vet wees nie, ek moet net nie vet wees nie. Of dit kan ook wees dat daar sekere goed in jou lewe gebeur het. Ek sal nou 'n bietjie verder daaroor praat, maar ons moet by die wortel uitkom. Maar voor ons by die wortel uitkom, moet ons dit eers erken. En as ek nou so vinnig so 'n paar tips net kan noem van wat ek hanteer in my genesing vir jou sielwerkswinkel is, jy moet gaan face, trace, erase en replace. Jy moet gaan agterkom. Jy moet eers, facing is om te erken. Luister, maar ek het 'n eetverstoring. Ek eet te veel, ek eet te min. Ek het dalk bulimia, ek het dalk anoreksia. Jy moet dit sien vir wat dit is. En baie keer is dit of vir mens self dit downplay en jy sê, ag nee man, dis nie so erg nie of nee, ek kan dit beheer en dis iets wat ek beheer oor het, maar hierdie goed het 'n wortel. En as ons nie hierdie wortel en tak gaan uitroei nie, gaan dit oorgaan in 'n eetverstoring. En soos ek sê, dit kan dit later na bulimia toe gaan en anoreksia toe gaan, wat ongelooflik gevaarlik is, veral as mens dit nie so vinnig as moontlik kan identifiseer en vasvat nie. Want ons moet net besef, waar kom jou bron van krag, energie vandaan? Dit is van jou kos. Jou kos moet vir jou energie en vir jou krag gee. En nou word dit 'n oorlogsveld met landmyne. As jy nou byvoorbeeld kyk en ons praat oor alkoholisme, die oomblik as 'n alkoholist nou dit besef en hy gaan na die AA toe en hy begin met die 12 stappe, dan is dit half 'n proses van jy besef jy gaan nooit weer aan alkohol kan vat nie. Jy moet dit uitsny, jy moet dit probeer vermy. Jy gaan nie meer in die kroeg sit nie, jy gaan nie meer kuier saam met vriende as jy weet daar's alkohol nie en mense om jou gaan jy moet ondersteun. Jy moet sê, luister, ons gaan intentioneel jou help. Maar as dit kom by eetverstorings, is dit 'n bietjie van 'n ander ballgame, want jy kan nie sê gaan die res van my lewe nooit weer eet nie, want dis dalk juist die probleem. En dit is hoekom dit partymal 'n baie 'n moeilike situasie kan raak, want dit is juist daar wat mens die verhouding met kos weer moet herstel. En dit is partymal ook dat mens nie altyd besef die negatiewe effek wat dit in jou lewe het nie. Jy dink nee, op hierdie stadium beheer ek my kos en ek eet nou minder, of ek gaan nou elke ete en jy gooi jou kos op en jy dink nou ek het beheer oor dit. Maar dan die ander ding is mens besef nie die langtermyn gevolge wat dit het nie. Want in daai oomblik voel jy, "Sjoe, ek het dit nou gedoen en ek is nou okay en ek gaan nie vet word nie." Maar mens besef nie eintlik die psigologiese effekte wat dit later in jou lewe gaan hê en al die klas van dinge nie. En dis hoekom dit so belangrik is om oor hierdie goed te praat. Die is lewensbelangrik om dit te verstaan. En soos ek sê, aan die een kant het ons bulimia en anorexia, aan die ander kant het ons obesity, maar dis eintlik the same problem, want dit is, alles kom van die root van die pyn, die emosionele pyn en onopgeloste seer in mense lewe, wat nooit werklik hanteer was nie. En baie keer is dit ook met seksuele trauma wat mens beleef het in jou lewe. En veral as dit kom by bulimia en anorexia, kan jy amper dit reg lyn deurtrek dat daar ergens sexual abuse was.
En want hoekom dit so is wanneer jy geviolate was seksueel, dan sê dit vir jou psigologies, ek het geen waarde nie. En al jou grense word afgebreek. Jy was heeltemal geviolate tot die core of your being. En dan kan jy in hierdie put begin val van wat die duiwel vir jou sê is, jy het nie waarde nie, jy's nie mooi genoeg nie, jy sal nooit goed genoeg wees nie, you are damaged goods. En hy het al hierdie verskriklike leuns, en laat ek sommer nou stil staan sommer by dit, en ek wil net hierdie waarheid oor jou praat en sê, luister, jy was die victim. Jy het geen aandeel daaraan gehad nie. Jy was 100% onskuldig. Veral as dit kom as iemand jou gemolesteer het of geryp het. Jy was onskuldig. Dit was nie jou skuld nie. En dis die eerste leuen wat ons moet afbreek, wat die duiwel daai valse guilt en shame op jou wil plaas. En dit is dan wanneer mens dan 'n probleem begin kry met wie jy is. En dan is dit wat jy nie jou eie mooi kan embrace en word wie die Here wil hê jy moet wees nie. Maar dit is so belangrik dat ons oor hierdie aspekte moet praat, want veral bulimia en anorexia het so 'n vernietigende element en dit breek jou hele stelsel af. Kom ons praat net oor 'n paar van die neeweffekte en kyk, daar's baie, maar as mens praat veral met bulimia, is die gevare van dit is, eerstens kan dit jou tande beskadig en jy het natuurlik tandeprobleme, want dit breek jou emalje af van die maagsure wat jy die hele tyd in jou mond het. Tweedens is dit ook, dit kan gevaar wees vir jou slukdarm. Dis letterlik jou slukwande kry skade van die maagsure. Dan sê hulle dit kan ook onvrugbaarheid veroorsaak as mense dit vir lang tye mense lewe doen. Dan sukkel jy om enig swanger te raak. Die ander ene is epileptiese aanvalle wat hulle sê wat mens kan kry. Hulle sê dit beïnvloed tot jou niere en jou hart en dan natuurlik jou spysvertering, want jou spysvertering werk nie soos wat hy moet nie. Hy kan nie die nodige nutritions opneem en dit wat jou liggaam nodig het nie. So die is 'n uitroep vir burn-out, want jy gaan nie dit kan kry wat jou liggaam nodig het om jou te sustain, om dit te doen wat jy moet doen nie. En dan praat ons nie eers oor jou verhouding met mense en met die Here nie. Want daar is 'n permanente skuldgevoel wat mens mee rondloop. Want aan die een kant voel jy, ek's in beheer, maar aan die ander kant voel jy elke keer skuldig as jy dit gedoen het. En is hierdie bose kringloop waar die duiwel 'n houvas wil kom kry en jou vashou. Maar kan ek vir jou vanoggend sê, jy kan deurbreek. Daar is oplossings. Jy kan by genesing uitkom. Niks is onmoontlik vir die Here nie en niks kan hy nie herstel nie. Daar's niks so gebroke wat die Here nie kan kom herstel nie. En waar ons moet begin is om weer by die beginsels van die Here uit te kom en agter te kom hoe werk sy woord en hoe werk sy beginsels en volgens dit te lewe in ons lewe. Kom ons kom sommer nou by een van die grootste beginsels uit. Wat Jesus sê in Matteus, of is dit Markus, is Markus, dit staan ook in Matteus, maar ek gaan in Markus lees 12 vers 30, wat wil sê, and you shall love the Lord your God out of and with your whole heart. So eerstens, jou hele hart. En dan sê hy, and out of and with your whole soul. En dan in hakies in die Amplifier sê het, your life, so die siel, jou hele lewe, want onthou ons is gees, siel en liggaam, en jou siel is wie jy is, nie? And out of and with all your mind, your faculties and your thoughts and your moral understanding, wat is gees, siel en liggaam, en siel is jou gedagtes, jou besluite en jou emosies, en dan het hy dit in 2 dele nou gesit, hy het gesê, jou sielsvlak and your mind, en dan sê hy, and out of and with all your strength. This is the first and principal commandment. Nou, hoekom sê hy dit? Want kyk waarvan hy praat hier van al 4 vlakke wat ons die Here moet indien en moet in verhouding met die Here wees. Geen wonder, die vyand val ons presies op hierdie 4 vlakke aan nie. So eerstens is dit jou emosies, wat jou hart is. You must serve with your heart. En weer eens in Spreuke waar hy praat van beskerm jou hart. So hy val jou emosies aan. Sielsvlakke, siels is wie is ek, wie is my identiteit, hy val dit aan. Dan jou mind is wat jy dink, wat jy besluit, en dan val hy dit aan. En dan jou sterkte is jou
krag, is letterlik jou fisiese liggaam se sterkte. Hy wil al 4 dele in ons lewe aanval. En dit is hoekom dit so belangrik is om op te staan in jou grondgebied terug te vat en te sê, vyand, jy gaan nie verder van my steel, slag en verwoes nie. Want ons moet onthou, hy's eintlik al klaar oorwin. Hy's klaar defeated. Hy kan net hou vaskry as jy sy leuns glo. Want hy's letterlik klaar oorwin. En die ding is jy het die mag en jy het dit in jou om hom klaar te defeat, maar hy wil jou oortuig dat jy swak is. Hy wil jou oortuig dat jy needy is. Hy wil jou oortuig dat jy ander dinge nodig het, behalwe die waarheid van God se woord om vry te kom. So ek wil jou aanmoedig, hardloop na die waarheid van God se woord, om vry te kom van enige houvas wat hy in jou lewe het. Ons gaan net gou weer 'n breek vat en dan gaan ons 'n bietjie praat oor leefstyl en hoe 'n gesonde leefstyl lyk. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gesels 'n bietjie oor gesonde leefstyl. En ek gaan nou so 'n paar praktiese voorbeelde ook vir jou verduidelik van wat is gesonde leefstyl. So die eerste ding wat ons moet verstaan is dat dit gaan oor gesondheid as dit kom by gesonde leefstyl. En dat jy moet anders te beginne dink. So dit moet 'n kopskuif wees. So dit is 'n mind ding. En dit is weer eens waar daai prakties die skrif prakties vir ons weer lewend raak wat sê van neem jou gedagtes gevange. Want jy moet begin intentioneel verander hoe jy dink oor kos, jou gewig en jou lyf. Dit moenie meer vir jou gaan of ek gewig optel of afval nie. Dit moet eintlik gaan oor, is ek gesond? Dit moet jou hoof fokus wees en dit is waaroor dit vir jou moet gaan. So jy moet vergeet van diet en jy moet meer begin dink leefstyl. So want baie keer gaan mense op hierdie crash diet en dan verloor hulle sommer 10 kilos en as jy weer sien dat hulle weer alles opgetel, want hulle dieet dit en nou het ek hierdie ding gebruik en nou het ek daai ding gebruik en nou is ek op hierdie dieet en elke paar jaar dan hoor jy, okay, nou is dit nou die nuutste ding en dan is dit nou banding en dan is dit nou die en dan is dit nou dat. En die ding is net, dit moenie gaan oor om 'n ding uit te probeer nie. Jy moet besef wat die doel is van dit, want onthou wat ons gesê het, as jy nie die doel van iets gaan verstaan nie, gaan jy dit abuse en misuse. So as jy begin die hele stelsel begin verstaan, hoe werk jou liggaam, wat dit is wat jy nodig het, dit moet vir jou wees soos om asem te haal. As jy nie gaan asemhaal nie, gaan jy doodgaan. So ons moet die doel begin verstaan agter ons verhouding met kos. En dan gaan ons begin agterkom, okay, die kos is nie my bron van troos nie. Dit is my bron van krag. So jy moet jou navorsing begin doen en die 101 begin uitvind van wat is nutrition. Hoekom het ek byvoorbeeld Vitamiin D nodig? Kry ek ooit Vitamiin D in? Hoekom kan ek nie so baie suiker eet nie? Want wat help dit jy sê nou net, ek gaan nou net alles sugar-free en ek gaan nou suiker uitdeel, maar jy verstaan nie die hele proses agter dit nie. Want as jy gaan begin agterkom, maar luister, dit en dit doen aan my liggaam, dan gaan mens begin anders dink. So as byvoorbeeld, so ons weet dwelms is baie sleg vir jou liggaam. So gaan jy nou intentioneel dwelms wil gebruik en dink, "Jog, ek gaan dit nou net gebruik want ek wil lekker voel." Jy gaan juis vir jouself sê as jy begin goddelik dink en jy begin met wysheid dink, gaan jy dink, luister, ek wil nie my liggaam skade doen nie, so ek gaan nie intentioneel dwelms mee in my lyf toelaat nie, want dit gaan my hele stelsel afbreek en dit gaan dit vernietig. En soos ons gesê het, ek behoort nie meer aan myself nie. Ek as kind van die Here, my liggaam behoort nou aan die Here en is deel van my gehoorsaamheid om te gaan kyk, is vape goed vir my? Is rook goed vir my? Wat is sleg vir my? Wat is goed vir my? En daai elemente uit jou lewe uit te sny. En dit is ook waar die balans inkom, om agter te kom, wat sê my lyf vir my? Bedoelende, hoe voel ek as ek sekere kosse eet? Hoe voel ek emosioneel? Voel ek energie en voel ek goed en voel ek gesond of voel ek draaiend en moeg en uitgeput?
En dit is die ding van ons moet leer om na jou liggaam te beginne luister. Hy praat die hele tyd met jou, soos byvoorbeeld, ons praat nou oor suiker. Die oomblik as jy suiker geëet het, dan kom jy agter, nou is ek bietjie, eers voel jy goed, en jy voel op 'n haai, en dan begin jy mislik te voel, en dan begin jy moeg te voel, en jy begin geïrriteerd te voel, dan kom jy agter, dit is nie goed vir my nie. As ek byvoorbeeld nie genoeg water gaan drink nie, gaan ek begin 'n kopseere kry. Of hierdie krampe in my spiere is as gevolg van kalsium of 'n magnesiumtekort wat ek het. Of dalk is jy so moeg, want jy het 'n ystertekort. Ons moet net leer, wat is nutrition en wat sê ons lyf. En daai twee moet by mekaar uitkom. So kom ons praat 'n bietjie oor sekere gesonde leefstyle tips en wat is sekere aanpassings wat ons moet na kyk in ons lewe. So jou gesondheid en jou eetgewoontes gaan natuurlik hand aan hand. Want jy kan letterlik jouself siek eet. En siektes soos diabetes, inflammasie, outoimmuun siektes, kankers en soveel meer kan vermy word as ons net letterlik gesond eet. As jy geluister het na my praatjie saam met Dr. Stefan Skooman wat so 'n paar weke terug was, ons het 'n bietjie gepraat oor jou DNA-toets. En nou ons het gegaan vir ons DNA-toetse so 'n jaar of 2 terug. En dit was my baie interessant, want daar was baie merkers, as ek nou kyk na my DNA, wat hy gesê dit en dit en dit, en obesity is actually een van my merkers, depressie en diabetes en suikersiektes, en al hierdie goed is eintlik in my DNA. En hy sê, maar niks van hierdie is geaktiveer nie, en ek sê, ja, dit wys actually, hoe jy jou DNA kan rewrite, wanneer jy in direkte obedience met die Here wandel. Wanneer jy intentioneel kies, Here, ek kies my gesondheid bo my liste, kon ek sê, want jy is nou lus vir chocolate, en jy is nou lus vir al hierdie dinge, en jy is net lus om net te laat gaan, maar jy kan letterlik siektes voorkom in jou liggaam, deur net om reg te eet. En by dit moet ek ook sê, ek het self al gesit ek was op 'n stadium baie oorgewig, in my jonger dae, net na skool, was ek vir so 2-3 jaar regtig obese, en ek moes, daar het ek baie struggles gehad, en dit was eintlik vir my ook hier, waar ek sal sê, waar daar vir my kop skei was. Want ek het besluit, ek wil nooit weer in my lewe so voel nie, want bedoelende, dis nie net hoe ek voel in my lyf nie, ek het siek gevoel. Ek het altyd moeg gevoel, ek het altyd kopseer gevoel, ek het altyd mislik gevoel, omdat ek baie hoë kaapdieet geëet het. En toe ek nou eers begin agterkom, het ek aan my, wat is nutrition, en wat is goed vir my, en wat is nie goed vir my nie, het ek nooit weer 'n probleem gehad daarmee nie. Ek meen, ja, partymal na vakansies, dan laat jy nou so 'n bietjie gaan, en dis ook wat ek sê, dis daai balans. Dit beteken ek gaan nooit vir my lewe roomys eet nie. Ek is nie lief vir roomys, ek sal eerder chocolates eet, maar dit beteken balans. Soos as ek nou koek bestel, gaan ek nie daai hele groot stuk koek opeet nie. Ek eet 'n stukkie tot ek voel ek het nou genoeg gehad, en die res wat ek takeaway of ek gee dit vir my vriende of vir my man of vir wie almal. Ja nee, dan like hulle seker in die versoeking. Maar die lank en die kort is, kom ons praat 'n bietjie oor paar tips as dit kom by gesonde eetgewoontes. So die eerste ding is, die idee is om nutritionryke of nutriëntryke, as dit nou Afrikaanse woord, onversadigde kosse te eet, wat so natuurlik as moontlik is. Dit wat die Here vir ons in die natuur gegee het. Vrugte, groente, vleis, eiers, boontjies, neute, chia seeds, jy gaan net aan en aan, onverwerkt, soos dit oorspronklik was. Natuurlik moet jy jou vleis seker bewerk, maar jy hoor wat ek sê, nou so natuurlik as moontlik. Dit is eintlik jou basics. En as jy al klaar daai ding gesnap het, dan begin dinge in sin maak. Okay, en ja, suiker is seker ook natuurlik, maar ons gaan nou by die suiker uitkom. Want natuurlik kry jy goeie en slegte suikers ook. Baie mense sê jy moet nie eers vrugte eet nie, maar ek glo juis, daai is fruktose wat eintlik, ek sal nie fruktose soos in gaan koop en dit in my koffie gooi nie. Ek sal eerder heuning in my koffie gooi, dis maar net my persoonlike vereiste, of waarvan ek hou.
Maar die ding is om vrugte te eet, daar's natuurlike vrugtesuikers daarin, maar nou weer eens as daai nou verwerk word en dit word 'n vrugtesap en 'n smoothie, dis wanneer dit partymal oortollige suiker word. Maar kom ons kom gou terug na die punte wat ek wil noem. Die volgende ene is beperk verfynde verwerkte kosse. So hoe fyner dit gemaak is, hoe toksieker is dit vir jou liggaam, as ek dit so kan stel. Soos jou suikers en jou verfynde koolhidrate, want wat doen dit? Dit verhoog jou insulienproduksie. En dit is presies hierso, en dis hoekom hulle sê daar's soveel meer diabetes en obesity, want alles het deesdae suikers in. Maar gelukkig kom mens agter, daar's deesdae baie meer klem wat hulle daarop lê om minder suiker. Kom ons probeer nou maar, dit uit te sny en 'n awareness van hoe gevaarlik is dit om te veel suiker in mense daaglikse lewe in te kry. So as insulien hoog is, word kos dadelik in vet omgesit. So dan is dit ook daar's 'n risiko vir hartkwale en diabetes. Nou sê hulle dis cholesterol. Nee, dis suiker. Suiker wat eintlik hierdie goed veroorsaak in menslewe en ander siektes ook. Dis nou maar net tweetjies wat ek genoem het. So hoë koolhidraatmaaltye maak jou nie regtig versadig nie. Op daai oomblik, ek meen as jy pasta eet, jy kan ook net soveel, dan voel jy, nee, ek is nou versadig, maar eintlik wat dit doen is, jy wil nou meer eet want jy word gouer honger. So as jy pasta gaan eet en brood gaan eet en pizzas gaan eet en hoë koolhidrate gaan eet, dit gaan dalk nou vir jou versadig, maar glo vir my, oor 'n uur dan is jy vrek honger. Veral ek weet jy of jy dit al agtergekom het nie, as jy nou 'n bietjie 'n intermittent fast het, of jy het deur 'n detox gegaan en jy het suiker uitgesny. En dan is dit naderhand dat jy nou die gesonde eetgewoontes begin leer, dan word jy nie sommer honger nie, want jy kan langer gaan sonder kos. Maar die oomblik as jy daai suiker insit, ou maat, as jy dadelik honger, dan wil jy nog hê en dan kom die cravings. En daai is die bad cycle. So wanneer jy verfynde koolhidrate begin uitsny, wat gebeur met jou lyf? So vet word verbrand vir energie in plaas van die suiker. So as jy koolhidrate eet, dan gaan dit jou eerste bron wees van energie. So hy gaan dit eers verbrand en dan tweedens gaan hy eers die vetverbranding doen. En wat wil ons doen in ons liggaam? Ons wil eerstens die vette verbrand voordat die koolhidrate verbrand. So wanneer jy koolhidrate begin beperk, dan begin jou liggaam in 'n siklus te kom om die onnodige vette wat gestoor is in jou liggaam te verbrand. So dis so eenvoudig soos dit. Die ander ding is, jy begin, soos ek genoem het, jy voel nie meer honger na maaltye nie, want dit stabiliseer nou jou bloedsuikervlakke. Want onthou, as jy hoë suiker produk eet, dan spike dit en dan val hy dadelik weer. En dan is jy op 'n low en dis hoekom jy dan daai cravings kry ensovoorts. Maar as jy goeie nutritionryke kosse eet, dan stop die cravings, want jy kry nou die regte vitamiene. En weet julle wat, cravings en tekorte in minerale en vitamiene gaan hand aan hand. En daar's baie hulpbronne en baie checklyste wat jy kan doen. As jy dit kryf, dan weet jy kort dit. As jy dit kryf, dan weet jy kort dit. Wat vir jou kan sê, jy het 'n Vitamiin C tekort, jy het 'n Vitamiin D tekort, jy het 'n Vitamiin of 'n kalium tekort of wat ook al. En dis so belangrik, soos ek sê, jy moet die navorsing doen. Jy moet begin agterkom, hoe werk my lyf en hoe werk hy nie. Ek het onder andere uitgevind dat my liggaam te veel soute uitskei. So ek moet intentioneel meer soute eet. Ek moet intentioneel potassium aanvullers drink elke dag van my lewe, want my liggaam het 'n tekort in kalium. En dis sulke tipe dinge. In die oomblik toe ek dit begin implementeer in my lewe, toe is daar soveel ander dinge wat toe in plek val. So algemene gesondheid verbeter die oomblik as jy jou suikers begin uitsny. Want gifstowwe gaan lê in ons vetselletjies. Dit word daar gestoor. En dit veroorsaak die inflammasie in ons lyf. En dan kan dit ook wees dat jy dan nie kan gewig verloor nie. Baie mense wat ook sukkel met, wat oorgewig is, sukkel met inflammasie, knieë wat seer is, joints wat pyn, oor hierdie spesifieke ding, want daar's gifstowwe en dit het ook te doen
natuurlik met jou lewer wat ook nie heeltemal werk soos wat hy werk nie. En dan sukkel jy juis om gewig te verloor. En om ontslae te raak van hierdie vette, raak jy dan ook ontslae van jou gifstowwe. En dan hoor hoe amazing is die voordele. So dadelik word jou bloedsuikervlakke gestabiliseer. Jy het meer energie. Jy's minder geïrriteerd. Jou kopsere verbeter. Onthou, jy gaan eers kopsere kry as jy begin detox, veral as jy begin so suiker en kafeïne saam uitsny. O, jennetjie, jy kan dalk nogal, en elkeen verskil ook, en ek gaan nou nie veel praat oor detox nie, daar's 'n hele proses ook, as dit kom by detox, wat gebruik ek, hoe detox ek, wat eintlik amazing is. Ek sal dalk later 'n bietjie gou-gou daaroor praat. Dit verbeter ook depressie, want onthou, depressie, soos wat ek ook al voorheen verduidelik het, is partymal 'n liggaamlike oorsaak dat jy depressie het. So 'n liggaamlike gevolge wat in jou liggaam 'n tekort is. Soos baie keer het jy serotonien tekort, partymal het jy Vitamiin D tekort. So dit en sekere kosse wat jy nie inkry nie, veroorsaak dat jy moody en moeg en geïrriteerd voel, wat jou depressief laat voel. So as jy die regte kosse inkry, dan is dit letterlik of dit 'n invloed het op jou moods. Dit help vir jou spiere en jou gewrigte, wat ek nou nog genoem het, die inflammasie verbeter. Jou cholesterolvlakke kom dan waar dit moet wees en natuurlik ook jou bloeddruk verbeter van self. Ons hoef nie al hierdie pille te drink nie. Eet reg en dan gaan hierdie goed van nature regkom. Maar nou wil ons suikertjies eet en ons wil ons hoë kaapste eet en dan drink ons nou ons cholesterolpille en ons insulienpille en dit en dat en dit. En nie dat ek sê, want baie mense het insulienweerstandigheid as gevolg van dat dit oorgedra is nie altyd as gevolg van swak eetgewoontes nie, ek wil dit net duidelik maak. Dis partymal letterlik, jy dalk 'n sekere virus gekry of jy het dalk siek geword en dit het veroorsaak dat jy diabetes kry. Dis nie altyd dat jy verkeerd geëet het nie. So moenie laat, jy nou dink ek sê, dis omdat jy verkeerd eet laat jy diabetes is nie, maar wanneer mens juis weet jy's diabetes, is hierdie so voordelig vir jou, want jy hoef dan nooit te worry oor jou insulienvlakke nie, want jy weet dan jy gaan dit stabiliseer en dit gaan wees waar dit moet wees. So wat is die gevaar van suiker? So suiker is eintlik 'n anti-nutriënt, as ek dit so kan stel, want dit het geen vitamiene of minerale wat bydra tot jou ware krag nie. Ons praat altyd van as jy praat van alles in die Bybel, in die konteks van die Bybel, het jy die waarheid en dan het jy die verdraaiing wat die valsheid is wat die duiwel altyd bring. En dit is amper wat suiker ook doen. Dit gee vir jou valse krag. So jy dink jy's okay en dan die volgende ene dan dump by jou, dan is jy juis moeg. So dis 100% koolhidraat as jy suiker eet. En dan beteken dit jou liggaam neem dit dadelik op. So baie keer het jy nou suiker nodig om vinnig iets te doen. Soos ek sê, as jy nou 'n maraton moet hardloop of jy dan mens partymal of as iemand in skok is, het hulle altyd gesê gee vir hulle suikerwater, want dit gee vir jou daai instant energy, nê? Maar nou moet jy jou gestoorde nutriënte gebruik om hierdie suiker te verwerk in energie. Wat beteken jy stroop jou liggaam letterlik van gesonde nutriënte wat dan uittap. En eintlik waste dit is, want dit bring nie by tot die samelewing van jou hele liggaam nie. En nou kom sy neefie by, en sy neefie, of kom ons sê sy niggie, is witmeel. So as jy witmeel en suiker bymekaar sit, dan is dit 'n ramp vir jou gesondheid. En dit veroorsaak kroniese siektes, inflammasie, en dit is juis hoekom hulle baie keer vir kankerpasiënte sê hulle mag glad nie eers suiker eet nie, want kanker thrive op suiker en dit is hoekom dit so belangrik is ook om hierdie principles te verstaan in mense lewe en hoekom mense so gesond moet eet. So die ander beginsel wat ons moet verstaan is, jy moenie nommers najaag nie. Soos ek moet spesifiek dit weeg nie. Want baie keer kan daai ook uit balans uit wees, want jy kan dalk dink, jy's nou sê nou maar 1.8, nou jy's 'n lang dame, en nou dink jy moet 40 kg weeg.
Dis onbereikbaar. Jy gaan verseker nie 40 weeg nie en dit is onmoontlik om 1.840 te weeg, want dan gaan jy plankdun wees en dit gaan nie gesond wees nie. Dis nou maar net 'n voorbeeld. So die ding is jy moet ook voel hoe voel jy in jou liggaam. So dit moet meer 'n ding wees van ek voel gesond. Ek voel okay. En almal van ons het hier en daar seker 'n rolletjie en ons hoef nie hierdie six-pack gespiertierde persoon te wees om gesond te wees nie. Dit gaan daaroor van ek weet wanneer ek so voel in my lyf, dan weet ek is gesond en ek voel goed daaroor. Maar nou is dit weer eens daai balans, want baie keer wanneer jy nou baie oorgewig was en jy begin nou gewig te verloor, is dit dalk net goed om 'n maatstaf te hê, om die resultate te sien. En dan is dit ook nie gesond om elke dag op die skaal te klim en te sê, okay, het ek nou gewig, het ek verloor, want dan raak dit weer obsessief, wat ook nie gesond is nie. Dit moet 'n ding wees van, ek gaan doen wat die regte ding is om te doen, ek gaan basies eintlik my afsluit vir die volgende 2 weke, na 2 weke gaan ek net opklim en sê, gebeur daar wel iets hierso, want dis die reward systeem, wat ek volgende week bietjie met julle gaan praat, ook oor die reward en hoe gewoontes werk en so aan, en dit is waar ons die balans moet kry. Jy kan ook byvoorbeeld vir jou, soos ek nou genoem het ook, jy kan nou nie vir jouself sê, luister, ek gaan nooit vir my lewe 'n sjokolade eet nie, ek gaan nooit vir my lewe 'n stuk koek eet nie. Dit gaan oor, jy moet die balans hê, soos, jy hoef nie altyd sjokolade te eet nie. Jy hoef nie altyd koek te eet nie. Jy eet wat jy weet goed is vir jou. Soos partymal, nou het jy vir maande nog nie eers 1 keer 'n stuk koek geëet nie. Nou is dit jou verjaarsdag. Nou gaan jy en jou vriendinne en julle gaan Goddess Kafee toe of wat ook al en nou bestel jy vir jou 'n red velvet koek. Dan eet jy daai stukkie red velvet koek. That's fine, maar jy kan nou nie elke week gaan en nou gaan ek elke week 'n stuk koek eet nie, en dit is waaroor die balans is. Want as jy vir jou gaan sê nooit weer in my lewe nie, dan veroorsaak dit ook daai ding van dan voel dit half of dit jou kontrol eerder as wat dit jou help. Die ander ding wat ek ook wil noem is om plaasvervangers te kry. Soos ek gesê het, ek is baie lief vir sjokolade en eintlik dink ek nie sjokolade is so evil nie, dit is gewoonlik wat saam met die sjokolade gaan. Het julle geweet dat dark chocolate letterlik jou stemselle laat verbeter en dit bou stemselle en dis actually verskriklik goed vir jou vir sekere aspekte in jou liggaam en dit is die kakao, dit is eintlik kakao powder, is verskriklik goed vir jou, maar dit is wat jy saam met dit doen natuurlik, so dis die suiker saam met die dark chocolate wat nie so goed is nie, so ek verkies ook dark chocolate met neute, daar is my gunsteling en elke nou en dan eet ek 'n dark chocolate met neute, maar dan sit weer eens in balans. Ek gaan nie slaps eet nie. Ek weet wat ek kan hanteer en that's it. Ek koop vir my so een klein ek dink is ek mag seker nie name nie, maar julle weet mos hy klein wat net so 3 blokkies het. Ek koop vir hom en dan eenmal 'n week dan sal ek op 'n Vrydag aand hom byvoorbeeld eet. Of jy kry plaasvervanging, soos jy kry 'n lae kaap of 'n low GI hot chocolate wat actually sugar-free is, wat jy ook op die rakke kan koop. En dan maak jy dit is eintlik amazing. Daai is een van die wonderlikste plaasvervangers as jy cravings het, veral as jy nou, jy het nou al hierdie gewoonte. As jy die TV aansit, en dis die ander ding wat ek wil noem, is die routines wat jy moet breek. Jy's nou al gewoond, ek gaan nou hierdie tyd van die aand, dan gaan kyk ons nou TV, en dan het ek nou my chips en my chocolates en my gaskoeldranke, en nou sit ons en ons kyk nou 'n fliek vir die volgende 2 ure. En daai is wat mens partymal net moet rewrite. So in plaas van al daai ongesonde snacks, kry vir jou iets wat meer nutrition value het. Soos byvoorbeeld soos hierdie hot chocolate wat ek nou net van gepraat het. Daai is amazing plaasvervanging. 'n ander ene is is neute met kakao met chocolate coated kakao, maar dis nie chocolate nie, dis net kakao. Jy kry gesonde reeks ook, wat jy kan oral kry, baie van die winkels het van dit. Daai is 'n baie goeie plaasvervanging, want dit is 'n hoë proteïene, wat in die eerste plek goed is vir jou. So die groot ding is, mens moet net anders te dink. Waar jy byvoorbeeld 'n hele slab Top Deck opgeëet het, kies iets kleiners en iets met minder vet. Lees die labels. Daar's regtig goed op die rakke wat net so lekker is
en wat suikervry is en wat actually vir jou meer nutrition kan bysit. Dis hoekom ek sê, as jy dan chocolate wil eet, eet dark chocolate met neute by. En weer eens, in balans. Die ander ding is ook, wat mens voor moet uitkyk en versigtig wees, is suikervrye produkte, want dis nie noodwendig altyd so ongesond of so onskuldig nie, dis eintlik die regte woord. Baie van dit het versteekte suikers in. Wat ook al vir my interessant is, hulle het altyd gesê, jy moet laafvetmelk, nee, jy moet juis hoë voelkrem drink, voelkrem is fantasties vir jou, voelkrem yoghurt, voelkrem, jy moet juis, daai is die gesonde vette vir jou lyf, jou liggaam het dit nodig, ons vrouens wat actually daai cholesterol nodig het, moet vol roommelk drink. As jy nou gaan kyk, ek gaan doen hierdie week navorsing en ek gaan kyk net na dit. Gaan kyk die suikerinhoud, nie die vetinhoud nie, die suikerinhoud tussen laafvetmelk en vol roommelk. En dan gaan jy agterkom, daar's meer suiker in laafvetmelk, glo dit of nie. En dis daai tipe van dinge, ons moet anders te dink oor hierdie tipe van goed, nê? En die ander ding is ook met suikervrye produkte. Partymal het hulle alternatiewe suikers in, soos jou xylitols en jou stevia. En jy moet ook gaan kyk, want baie keer het hierdie ook 'n effek op jou spysverteringsstelsel en jy kan maagprobleme kry. Ek het op 'n stadium heeltemal oorgegaan stevia toe. En ewe skielik het ek verskriklik IBS en my maag kramp vir elke tweede ding. En nie besef dis van die xylitol nie, ek dog is van die koffie. En toe op 'n stadium het ek die koffie uitgesny, dan drink ek nog steeds my xylitol en hou dit net aan en die een dag toe dawn dit so op my. Dis die xylitol wat my maagkrampe gee, want ek het agtergekom sekere gaskoeldrank wat suikervry is, wat xylitol in het, doen dieselfde. En toe klik ek, dis xylitol. So gaan kyk bietjie, want van hierdie goed kan regtig 'n groot effek hê in jou lewe. En dis hoekom ek nou maar net heuning doen, want dis vir my natuurlik en ons baie voordele met heuning. So, die ander ding wat ons ook moet doen is, ons is baie keer geleer van jy eet tot jou bord leeg is, nê? Nou eet jy en jy eet en jy eet en eintlik is jy al lankal versadig, maar jy het net hierdie obsessie, ek moet my bord leeg eet. Daai is een van die gevaarlikste dinge wat mens kan leer vir jou kinders. Jy moet eet tot jy versadig is. Julle, dis so eenvoudig soos dit. En dis hoekom ons stadig moet eet. Jy kan nie jou kos afwrommel nie. Jy moet tyd vat. Dis hoekom dit moet 'n hele experience wees. Saam te sit by die gesin, almal praat, jy skep in en jy weet naderhand wat jou kapasiteit is. Jy vat jou hand en jy maak hom 'n face. Dis omtrent hoe groot jou proteïenporsie moet wees, nê? En dis min of meer wat ek kan hanteer. En jy eet net wat jy kan hanteer. As jy gaan uit eet, jy eet net tot jy voel ek's nou versadig, jy hou op eet en jy vat 'n dokkie pack. Ons hoef nie alles altyd op te eet nie. En dit is ook 'n groot bevryding as mens daai ding begin agterkom. Jy luister na jou lyf en dan kom jy agter, okay, ek kan net dit hanteer. Dan kom jy agter jy kan nie eintlik 'n hele pizza eet nie. Partymal kan jy net 2 of 3 stukkies eet en ja, jy kan ook so nou en dan 'n pizzaatjie eet natuurlik, maar ook nou nie elke aand nie. Dan die ander ding wat ek vir jou tip kan gee is in die aande, baie keer as mens dan die cravings kry, is dit goed om chromium te drink. Chromium in die aande help jou dan net met daai vinnige cravings en net vinnig vir jou jy drink hom en jy wag net, jy drink water en jy wag 10 minute. Julle kan nie glo hoe amazing werk chromium vir dit nie, want dit help vir daai cravings wat mens het. Of jy maak vir jou rooibos tee. Nou rooibos tee is natuurlik versoet. Is natuurlik soet. Ook baie lekker is natuurlik met heuning en daar's 'n hele reeks as mens nou praat van jy kry rooibos met cinnamon en jy kry rooibos met fennel en met fenugreek en al hierdie is voordelig om jou metabolisme aan die gang te kry, maar ook vette verbrand en dis 'n natuurlike verslankingsmiddel wat Dr. Oz eintlik op Oprah genoem het wat nogal vir my baie interessant was 'n paar jaar terug. So rooibos is ook lekker om in die aande te drink as jy cravings het. En dan natuurlik, dis nou die laaste tip wat ek vir julle wil gee voordat ons weer 'n vinnige breek gaan vat is. As jy
in die aand lus het om iets te eet. Of jy weet jy gaan 'n storie kyk en dan kry jy nou daai van, ja, ek wil nou chocolate eet, of ek is nou lus vir hierdie of dat, gaan borsel jou tande. Baie keer na jy jou tande geborsel het, dan wil jy nie eet nie, want ek weet nie, dis iets in mense subconscious van, nee, my tande is nou skoon, ek wil nie eet nie. Maar die ding is net, jy moet vir jouself intentioneel gaan vra, okay, wat wil ek verander in my lewe? Hoe gaan ek dit verander in my lewe? En jy moet dit intentioneel gaan implementeer. Hierdie gaan nie van self kom nie. Dis weer eens iets soos ek gesê het wat jy verantwoordelikheid moet vat. En dit is wat ons moet vra is, Here, ek wil U dien in my liggaam en ek wil 'n gesonde liggaam hê sodat ek dit vir U kan eerbring. En dit is eintlik op die ou ende wat die motief van die hart is. As jy nou voel en jy, kom ons sê jy begin en jy eet nou die chocolate koek en jy eet die chocolate koek en dan moet jy vir jouself vra, is ek nou besig om enige iemand 'n guns te doen? Is ek besig om vir die Here eer te bring in dit wat ek doen? Maar as jy hier en daar 'n stukkie chocolate koek eet, dan sê jy, Here, dankie vir hierdie lekker chocolate koek. En dit is wat ek van praat van om in gesonde verhouding te kom. Jou kos moenie jou troos wees nie. Jou kos moenie daar wees om jou beter te laat voel emosioneel nie. Jou kos moet daar wees om jou liggaamlike krag te gee en te versterk, sodat jy die beste weergawe kan word, wie God jou gemaak het om te wees. Ons gaan so vinnige breek vat, en dan gaan ek weer terugkom, en dan gaan ons weer 'n bietjie praat oor die volgende letter, met ons akroniem wat ons praat oor vrede en rus. En dan gaan ek bietjie praat van hoe gesonde eetgewoontes en uitbranding hand aan hand is, en hoe belangrik is dit, om dan ook gesond te eet, as jy sukkel met uitbranding. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, ag, dit is so lekker om saam met julle te kuier. Ons praat oor gesonde eetgewoontes en nou wil ek bietjie stil staan om te praat spesifiek met jou en wanneer jy sit met uitbranding en met adrenalfatiek. Hoe belangrik is eetgewoontes vir jou? So ek het nou al genoem van die vrede en rus en die akroniem, so die V staan vir verandering en vereenvoudig. Die R staan vir jy moet die rede gaan soek. Hoekom is ek uitgebrand? Wat is dit wat dit veroorsaak? En dan die eerste E was actheid, om intentioneel by dinge uit te kom wat jou recharge. Die D wat ons laas week oor gepraat het, was dankbaarheid. En vandag is die volgende E en dis natuurlik eetgewoontes. So dit is so belangrik om reg te eet, veral as jy sukkel met fatigue en uitbranding. Dis ongelooflik belangrik wat jy eet. Want dit moet jou stelsel letterlik dra en dit moet letterlik jou lei na genesing toe en jy kan letterlik jou gesond eet. Dit voed jou en dit help jou om te herstel en dan ook natuurlik om jou daaglikse funksies te kan doen. So elke liewe ding wat jy in jou mond sit, moet jy vir jouself sê, gee dit vir my krag of trek dit krag uit my stelsel uit? Soos ek nou genoem het, suiker is net onnodige energie wat jy gebruik en dit dra niks by tot jou hele stelsel nie. En dis hoekom dit so belangrik is om 'n gesonde, gebalanseerde leefstyl te kweek, wat die heeltyd vir jou kan bou en in plaas van dit en dit wat jou afbreek, af te sny, en dit wat jou bou, op te bou, en dit juis te verstaan dat elke ding wat jy eet, bou letterlik die selletjies wat jou aan mekaar hou, dis die stof of die elemente wat die selle bou, wat letterlik jou DNA bou, jou stelsel, jou selletjies, elke liewe afdeling van jou lyf word deur jou kos bepaal. So, dit is dan wat jy sê, alles wat my krag gee, dit gaan ek toelaat, dit wat my afbreek, gaan ek uitsny. So as jy uitbranding het, is dit gewoonlik beter om dan nie
intermittent fasting of ja, in vas in te gaan as jy moontlik kan. Behalwe as jy nou soos 'n lewerspoel wil doen of so ietsie, ek sal nou 'n bietjie meer daaroor praat en intermittent fasting, maar ek sal sê as jy agterkom jy het nou 'n outoimmuun siekte en jy het adrenal fatigue byvoorbeeld, is dit baie goed om meer gereeld te eet en kosse wat jou suikervlakke nie laat opvat en laat val en opgaan en laat val nie, want as jy adrenal fatigue byvoorbeeld het en jy eet hoë suikerkosse, wat gebeur is, waar jy 'n normale mens jou suiker styg en hy val af, iemand wat adrenal fatigue het, vat dan tot 24 uur om weer sy suikervlakke te herstel. Jy's daai hele dag doodmoeg. So jou kos maak dan letterlik jou moeg. So probeer dan elke, ek sal sê 2 tot 3 ure dalk ietsie eet. Jy het jou byvoorbeeld 7 uur die oggend, dis baie goed om vroeg dan eerder te eet. Ek eet glad nie meer so en ek eet nou heeltemal anderste, maar daai tyd toe ek siek was, het ek agtergekom ek het so vroeg as moontlik iets nutritions inkry. En baie keer het ek net 'n multivitamin shake gedrink, net om al die vitamiene in my lyf te kry wat hoë proteïene is en lae carbs en wat geen suikers in het nie. En dan hou dit jou. En dan kan ek weer so 9 uur, 10 uur dan kan jy soos jou eier eet en jou ontbyt te eet of jou yoghurt en so voort. En dan weer hierso, dan is ons nou 10 uur, so 12 uur, 1 uur se kant, dan eet jy weer soos 'n avo op 'n broodjie en so aan. En dan tussenin eet jy neute en soos 'n hoender of kaas of iets wat hoë proteïene het om jou bloedsuikers dan te stabiliseer. So dis hoekom mens moet suikers probeer vermy, jy moet gaskoeldrank, veral met kafeïne in probeer vermy. Enige iets wat kafeïne, as jy adrenal fatigue het, kan jy nie decaf of jy kan nie kafeïne inneem nie. Jy moet jou koffie letterlik stop. Want dit maak jou juis moeg en dit is juis dit wat jou stelsel afbreek. En soos ek ook al genoem het, toe ek daai tyd adrenal fatigue gehad het, as ek koffie gedrink het, dan het ek hartklopings gekry, want dan spike dit jou cortisol levels en alles gaan net haywire, so mens wil dit eintlik so konstant en as rustig as moontlik hou. En dis hoekom dit dan beter is om meer eerder dan decaf produkte te gebruik, of soos ek sê, rooibos tee is fantasties vir jou. So vervang dan jou suiker, soos ek gesê het, as xylitol vir jou werk, kan jy dit probeer, jy kan stevia probeer, maar probeer ook aspartaan te vermy as jy kan, want ja, ek weet nie, daar's maar 'n hele storie oor aspartaan, ek weet nie hoe gesond of hoe sleg dit is nie, maar blykbaar is dit nie so goed vir 'n mens nie. En dan probeer jy ook enige iets wat jou adrenals gaan stimuleer uit te sny, want dit sit druk op jou stelsel. So dan sal ek sê, drink eerder jou rooibos tee. Rooibos tee se cinnamon of rooibos tee met cinnamon is fantasties. Dit help met jou bloedsuikers ook te normaliseer, wat fantasties is as jy ook sukkel met burn-out. So mens moet probeer om al jou sweeties en jou koekies en jou stysels en daai tipe van goed uit te sny en te minimaliseer. Want al daai sit meer druk op jou stelsel. En dan moet mens ook bewus raak van jou intoleransies. Ek het dit ook op 'n vorige keer genoem. Wanneer mens partymal sit met burn-out, is dit of jou stelsel onder druk is en dan gaan hy haywire. En nou is jy ewesklik allergies vir goed wat jy nooit voorheen allergies was nie. Wat vir my interessant was, ek was baie lief vir avos, want soos ek genoem het, ek het 'n potassium tekort gehad, 'n kalium tekort. So ek het baie hoë inhoud avos geëet, omtrent elke tweede dag van my lewe. En wat ek nie besef het nie, is ek het eintlik 'n intoleransie vir avos. En ek het nooit eers geweet jy kry so iets dat jy allergies kan wees vir avos nie. En hierso in COVID se tyd nogal, of dit was net so na COVID se tyd, want ek onthou ek het COVID gekry en toe het ek hierdie brand op my maag begin kry. En naderhand het hy begin erger raak en erger raak. Naderhand het hy elke keer as ek geëet het ek begin opgooi, dan het ek sulke half soos fits kan ek sê gekry, begin ruk en die weirdste simptome dat ek vir
3 ure so siek is, dat ek rol op my bed, so van die pyn, gegaan vir toetse, hulle het 'n gastrostomie gedoen, en die dokter het toe ander verduidelikings van wat fout is vir my, maar toe het ek al begin goed uitsny, en onder andere toe het ek gesê, maar kom ek stop net die Avo, toe is ek okay, en toe kom ek agter as ek piesangs eet, dan het ek ook half nogal daai effek, maar nie so erg nie, en toe ek al die goeders begin vergelyk, toe kom ek agter is 'n wat noem mens dit, latex allergie wat ek blykbaar gehad het. En ek het 'n intoleransie opgebou, so erg dat ek en my man toe gaan uit eet, nadat ek gedink het ek's nou gesond en ek het deur al hierdie medikasies gewerk wat die dokter vir my gegee het. En ek eet toe sushi met Avo op. En daar val ek flou in Menlyn Myn. Dit was nogal baie snaaks. Die mense het gedink ek was bietjie gesuip. En my man moes het vir almal gesê, luister, my vrou is nie dronk nie. Maar die lank en die kort wat ek wil sê is, die ding is, jy kry intoleransies en sekere goed in jou lyf, en mens moet begin bewus raak hiervan. As ek byvoorbeeld sekere gluten eet, voel ek nie goed nie. Hoe voel jy as jy laktose inkry? Kom agter wat is die sisteme en probeer daai ook uit jou sisteem uitsny. En partymal is dit nogal moeilik, veral as jy byvoorbeeld allergies is vir eiers en vir laktose, want alles het eiers en melkkontent in, maar daar is deesdae soveel amazing plaasvervangers wat mense in die plek van dit het. Maar al daai goedjies as jy dit uitsny, dan sit jy minder druk op jou sisteem. So, kom ons kom by die basiese goedjies uit, of net 'n paar tips van wat spesifiek moet mens dan in jou dieet inwerk. Jy moet probeer om dit so natuurlik en organies as moontlik te eet. So dit is jou so vars as moontlik, nie geblik nie. So vars groente, vars vrugte, alles so vars as moontlik. Dis die eerste ding. Die tweede ding is ons moet probeer om meer proteïenryke kosse te eet, soos jou vleis, jou hoender, jou kaas, jou biltong, jou vis. Kyk wat vir jou werk, en hier is nogal bloedgroepe nogal baie interessant vir my. Ek weet, dis nie altyd dalk seker nou die alfa en die omega nie, maar ek het al agterkom oor bloedgroep mense hou meer van vleis, rooi vleis, skaap, waar jy jou A en jou B bloedgroepe meer mediterraneens is, soos vis en so aan, soos ek is en ek is glad nie lief vir vis nie. En dit is nogal vir my interessant, dit werk nogal vir my. Dan kan jy ander tipe proteïene ook inneem, soos natuurlik jou yoghurt en jou kaas, en daai tipe van goed is fantasties. Ook jou olies, julle omegas is so belangrik. Natuurlik as jy nou jou vis eet, gaan jy ook baie amazing olies inkry, maar ook jou avos, as jy kan avo eet, jou coconut oil, so as jy bak, waarmee bak jy? O, jene, kyk bietjie, gaan doen jou navorsing, kom weg van jou canola olie en jou sunflower seeds, julle, daai is toksiek vir jou lyf. Asseblief, as jy praat van slegte olies en slegte cholesterol, kom weg van daai olies. Begin met sekere, waarmee jy bak, wat se olie? Coconut olie is fantastiese olie om jou kos mee gaar te maak. Die ander ding is ook, byvoorbeeld soos ontbyte, moenie altyd net dink aan toast en eier en al die klas van dinge nie. Weereens, jy probeer jou koolhidrate uitsny, maar om byvoorbeeld 'n hoë GI volgraanbrood te eet, is okay. Ek dink actually mense het dit nodig, so balans, mense moet daai balans kry en sê, okay, maar wat werk vir my, wat werk nie vir my nie. Maar as jy byvoorbeeld nou nie net elke oggend wil eiers eet nie, fantasties ontbyt, en dis omtrent elke oggend my ontbyt, is jou yoghurt, jou vars vrugte, neute, en dan gooi ek 'n bietjie heuning oor, of bietjie stevia, en daar's dit, Babs Uncle, daai is die amazing, dit proe so sweet, dit is vir my regtig vir my soos pudding, en dit is hoekom mens moet besef, jou eetgewoontes dra 70, amper 80% kan ek sê by tot jou gesondheid, en hoe vinnig jy gaan gesond word. En dan natuurlik is dit ook verskriklik belangrik om water te drink, julle. Ek het al mense gehad wat gesê het hulle is allergies vir water, dan wil ek net lag. Maar kry vir jou 'n manier hoe jy ook by gewoonte kan inkom, om ten minste 8 glase water 'n dag te drink. En dis nie dat jy drink die hele tyd water nie, jy het water in jou kar. Jy staan op en jy gooi dadelik vir jou net 'n glas water, en kom met in die gewoonte, want dis ongelooflik belangrik ook om jou sisteem skoon te was en al die ander sisteme te ondersteun omdat hulle kan werk soos wat hulle moet werk. Want ja, ons hele liggaam bestaan uit water, né? En dan wil ek gou net afsluit voor ons
net nog so laaste breek gaan vat, is net om bietjie te praat oor lewerspoel en intermittent fasting. Lewerspoel is fantasties, veral as jy weet jou stelsel is bietjie vol gifstowwe en jou lewer werk nie soos wat dit moet werk nie, want baie keer probeer jy nou op 'n gesonder leefstyl gaan, maar jou lewer is so toksiek en daar's soveel gifstowwe dat jy sukkel om vet te verbrand. So baie keer moet mens deur 'n lewerspoel gaan. Dr. Stefan Schoeman het ook 'n fantastiese resep wat jy gaan op 'n lewerspoel wat net vir 2 dae en hy maak jou stelsel skoon. Dit is vir my altyd so interessant as jy hierdie lewerspoel gedoen het en jy eet dan weer, dan is dit letterlik of jy ewe skielik weer kos kan proe. Dis of jy anders, die kos proe anders, ek weet nie om dit te sê nie, dis letterlik of alles in jou liggaam weer haywire, weer regfire, kan ek sê, jy proe soos wat jy proe, jy voel beter, jy dink, jy voel helderder, jou brein voel helderder, dit is wonderlik wat dit eintlik aan jou stelsel doen. En dan, intermittent fasting het ek ontdek werk baie goed vir my stelsel, veral nou nadat ek gesond is en ek het nou gestabiliseer met my leefstyl, kan ek sê. Want die oomblik as jy intermittent fasting doen, daar's soveel voordele. As jy net op 'n 12 ure fast al gaan, 16 ure, hoe langer jy kan gaan, hoe beter die voordele, maar ek moet ook sê, dit is nie vir almal nie. So gaan doen jou huiswerk en kom agter wat werk vir jou, wat werk nie vir jou nie. Ek het altyd geglo, ek moet 'n ontbyt eet, en wat ek nou nog genoem het is, as jy burn-out het, sal ek altyd voorstel dat jy wel eers eet, maar 'n gewone leefstyl het ek gedink, ek moet ontbyt eet, en dan kan ek eers doen wat ek doen, en toe ek het begin anders te omdoen, van ek gaan oefen eers, en dan eet ek eers, ek voel soveel beter, dit is amazing, maar toe ek nou die science agter dit gaan bestudeer, toe kom ek agter actually wat dit doen vir jou liggaam. In die eerste plek intermittent fasting, dit was jou stelsel letterlik skoon, so dis die eerste ding wat mens wil hê, so dit is ook tipe van 'n detox wat jou stelsel insit, maar dit help ook vir jou inflammasieprobleme, en dit te verbeter, dit is dadelik beter. Dit raak ook ontslaaf van slegte selle, soos kankerselle en dinge wat jy nie in jou, dit stroop dit letterlik van dit wanneer jy in 'n vas ingaan. Dit bou jou selle, dit help jy om te detox, dit verbeter jou spysverteringsstelsel. My spysverteringsstelsel is totaal beter, vandat ek begin die regte Optifloras gebruik in die oggende, en my gut reg kry, en die regte kosse eet, het ek glad nie meer IBS, en al hierdie ander dinge wat ek altyd so mee gesukkel het. Jou breinfunksies is beter, jou immuunstelsel is beter, jy kan makliker siektes veg ook. Iemand wat jy nou kan gaan luister oor intermittent fasting is Dr. Eric Burke. Luister, hierdie ou is die vader van inligting as dit kom by intermittent fasting, en hy het ongelooflike interessante inligting wat hy ook deel. Hy het ook 'n hele praatjie wat hy praat oor burn-out en wat jy moet eet wanneer jy burn-out het. So ja, gaan luister gerus bietjie na hom as jy bietjie meer daaroor wil weet. Maar die lank en die kort is, jy moet luister na jou liggaam. Wat werk vir jou stelsel? Wat het jou DNA nodig? Want wat een ou werk gaan nie noodwendig vir die ander ou werk nie. So jy kan nou nie sê almal moet nou dit doen nie, maar daar's 'n basis wat almal moet doen, en dit is om gesond te eet. Ja nee, daai kan ons nie wegkom by nie, maar jy moet agterkom wat se tipe kosse werk vir jou en wat werk nie vir jou nie. En dit is dan ook waar mens moet vryheid in kry. Want die ding is, ons wil vryheid nastrewe, nie gebondenheid nie. So as enige van die goed vir jou 'n moeding begin raak, ek moet nou dit, ek mag nou nie meer dit nie, en dit begin dalk 'n obsessie raak van, hoe eet ek, en alles is net my, want dit is my so interessant, partymal het jy hierdie mense wat die hele tyd eet, en hulle is oorgewig. En dan kry jy die ander mense wat omtrent niks eet nie, maar hulle is net so ingestel in kos. Altyd die probleem is, hulle is so obsessief met kos, en dit is wat ek wil by uitkom. Kos moet balans kry in jou lewe. Nie oor nie, ook nie te min nie. Jy moet gaan en sê, Here, wys vir my die regte verhouding vir my liggaam en wat ek nodig het, om my liggaam
dis substitute, kan ek sê, of kan sustain met die regte tipe kosse om te doen wat u wil hê ek moet doen. Ons gaan so vinnige breek vat en dan gaan ons net afeindig met vandag se tema. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons gaan nou afsluit met vandag se program en ek hoop regtig dat dit vir jou iets kon beteken het en dat sekere goed vir jou net weer in konteks kom oor hoe is jou verhouding met jou eetgewoontes en hoe kyk jy na jou leefstyl. En baie keer is mens procrastinate mense en jy sê ag nee, ek sal eers later kyk na my eetgewoontes. Jy hardloop net en onthou later kom dalk later net te laat en dit wat jy nou al belê is wat jy oor 10 jaar gaan sien, oor 20 jaar gaan sien en dit is wat mens eintlik vir jouself moet vra. So kom ons kom net gou-gou by 10 punte uit wat ons vandag oor gesels en ons vat net gou-gou alles saam. So eerstens, baie keer is dit swak eetgewoontes wat juist die rede is vir ons uitbranding en hoekom ons so moeg is. Nommer 2 is, die geheim is om jou liggaam te leer ken en saam met dit te vloei om by 'n gebalanseerde, gesonde leefstyl uit te kom. Nommer 3, die kos wat jy in jou mond sit is letterlik jou keuse en jou verantwoordelikheid. Dit is letterlik die life source van jou bestaan. Nommer 4, emosionele wanbalans en eetgewoontes loop hand aan hand. En veral ons vrouens sukkel al jare met dit. En dit is hoekom dit so belangrik is om by gesonde emosies uit te kom. Nommer 5, moenie 'n houvas vir die vyand gee sodat hy jou skoonheid kom steel nie. Nommer 6, dit moenie meer vir jou wees oor hoeveel gewig ek gaan opsit of hoeveel gewig ek gaan afval nie. Jy moet eet om gesond te wees, want dit is die doel van kos. Nommer 7, dit is alles 'n balans. Jy moet leer om te luister. Wat het my liggaam nodig en wat werk vir my spesifieke liggaam? Nommer 8, elke ding wat jy in jou mond sit, gee vir jou krag of trek krag uit. Jy kies. Nommer 9, dis hoekom 'n gesonde eetgewoontes en leefstyl so belangrik is, want dit kan jou maak of kan dit jou letterlik breek. Dis letterlik die stof wat jou selle bou. So jy gee vir jou krag deur dit wat jy eet, of jy steel van jou krag as jy die verkeerde goed eet. Nommer 10, kry by God rus en genesing vir die seer en die teleurstellings wat jy beleef het in jou lewe. Anderste gaan jy dit die hele tyd soek by ander bronne. So elkeen van ons is selfverantwoordelik om goddelike keuses te maak vir ons gees, vir ons siel en vir ons liggaam. In alles wat jy doen, vra vir jouself, bou dit my of breek dit my? En wat is die impak wat dit het in my lewe? Jy sien dalk nie nou al die impak wat suiker in jou lewe het nie. Maar soos jy ouer word, wens jy dalk dat jy meer in jou gesondheid belê het. En dan is dit dalk 'n bietjie laat. So skakel weer volgende week in, dan gaan Hanley gou so 'n bietjie by my kom kuier. En dan gaan ons oor die ander element praat as dit kom by jou gesondheid. En dit is oefening. So ons gaan 'n bietjie praat oor weer eens die balans van gesonde oefenroetine in jou lewe en hoe dit jou liggaam kan bou en ook gees, siel en liggaam jou gesond maak. Mag julle 'n wonderlike oggend verder hê. Ek praat weer volgende week met julle. Totsiens.